Goeiemôre en welkom by hierdie weeklikse markoorsig. Aangebied myself Wiegert Steen, ouer gewoonte weer Andrei Celia saam met my. Andrei, nuwe week, nuwe eskalasie, 4de week in 'n ry. Net toe ons die video wou begin maak het daar klaar veranderinge gebeur en president Trump uitgekom en gesê vir volgende 5 dae is daar skietstilstand op enige civilian infrastruktuur, veral energie bronne by die rand iewers skielik laat versterk het. So verskriklik baie skommelinge. Olie het teruggekom, goud is weer op. So verskriklik baie skommelinge wat gebeur. Hoe speel ons die ding uit op die stadium? Wiegert, soos jy dit reg opmerk, ronde nommer 2 hierso vandag, want net toe ons begin, toe val al die kaarte weer de mekaar op die tafel, en dit gee vir ons 'n baie mooi aanduiding van wat is besig om te gebeur. Nou, ek het in vorige video's het ek gesê, ek dink een van die groot dinge in die hele oorlog was, dat ek dink nie iemand het regtig verwag dat teikens aangeval gaan word in die Midde-Ooste, wat eintlik niks met militêre goed te doen het nie, soos lughawens, hotelle en dies meer. En daar was al een keer 'n desalination plant aangeval, daar was al ander burgerlike teikens getref, en dit, oor die naweek, weet ons, was daar 'n redelike groot slag vir Israel gewees, waar 2 missiele deur hulle lugafweerstelsel gebreek het, en in 'n stadstreep dorp geval het, wat baie skade aangerig het, 150 mense is dood, en dit het niks met burgerlike teikens te doen nie. Nou, toe het Donald Trump gesê, 48 uur, dan moet die straat van Hermoes oop wees, as dit nie oop is nie, dan val ons energie opwekkings, met ander woorde kragopwekkingsplekke aan, en blaas hulle op, en dan laat ons julle in die donker, en Iran se antwoord daarop was, asseblief doen dit, en dan as julle dit klaar gedoen het, dan doen ons presies dieselfde met alle desalination plants en elektriese infrastruktuur ontwikkeling in die Midde-Ooste, en hulle het bygevoeg, en dan word alles in donker gedoen, en dan kan die Amerikaanse soldate wegkruip, terwyl ons hulle jag en doodmaak. Nou, wat nou hier gebeur het, is, ek wil die Engelse term gebruik, sanity prevailed, en Donald Trump het gekom en gesê, ons stop alle aanvalle op burgerlike teikens, energieopwekkingssituasies, olie, al daai goed, stop ons vir 5 dae. Wat dink ek behoort in hierdie 5 dae te gebeur, en ek dink dit is wat die oogmerk van dit is om gesprekke te gaan voer, en net eers so 'n bietjie 'n stilstand te kry van hierdie eskalering van die oorlog. Om te kyk of mense dit nie kan de-eskaleer nie, om te kyk of mense nie by 'n beter antwoord kan uitkom nie. Nou weet ons dat oliepryse by geleentheid al 120 was, toe dit afgekom, toe verlede week weer skerp opwaarts geneig, en nou skielik, as ons nou hierdie grafiek sou oordoen, ons het dit nou nie oorgedoen vir die nuwe video nie, maar dan sal ons sien, hy skerp afwaarts. Olie is op die oomblik verhandel nou rondom die $102 vlak, so 'n groot beweging, 'n baie skerp beweging op die dollar-rand, af van sy 17.20 vlakke, tot so laag as 16.75, nou terug by 16.95, maar ons kan sien dat hierdie volatiliteit baie skielik en baie vinnig deur die markte trek. Wat dit ook vir ons sê is, dat enige skielike verandering onmiddellike impak het, negatief en positief, en ek gaan herhaal, if sanity prevails, dan mag ons dalk net 'n bietjie meer positiwiteit kry uit die oorlogsone uit, en indien dit sou gebeur, kan daar baie vinnige terugwaartse bewegings gebeur. So, wat doen 'n mens in hierdie proses? Hoe bestuur ons dit? Wiegert gaan gou vir ons die volgende grafiek opsit, dan kyk ons daar wat daar gebeur.
skielik het die verandering in die laaste week plaasgevind waar daar gepraat is van rentekoersdalings, is daar skielik begin praat van rentekoersstygings. Selfs in Suid-Afrika het ons inflasiekoers uitgekom op 3%. Dit sou normaalweg beteken het dat rentekoerse kan verlaag. Maar as gevolg van die situasie in die Midde-Ooste en die baie skerp styging wat ons in brandstofpryse verwag, sou dit nie gebeur het nie en was dit moontlik en het die markte al vir ons begin hulle 3 prysverhogings inprys in die Suid-Afrikaanse mark voor die einde van die jaar. Alles nou skielik na wat Trump nou gesê het, alles weer op in die lug, ons weet nie. So hoe bestuur ons dit? Ons bestuur dit met soliede risikobestuursbeginsels. Ons sorg dat ons korttermyn verpligtinge gedek is. Ons sorg dat ons een of ander verskansing in plek sit om ons te verhoed dat ons balansstate en ons inkomstestate te veel beïnvloed word deur hierdie skerp volatiliteit in die kort termyn en ons, soos ek sê, gebruik doodeenvoudig risikobestuursbeginsels om onsself te verskans teen al hierdie verskriklike ongelooflike volatiliteit wat op die oomblik plaasvind. Om 'n vooruitskatting te maak van wat môre of oormôre gebeur, raak eintlik bykans onmoontlik, want jy is in die hande van die leiers van 'n onderskeie klomp lande waar besluite geneem word wat glad niks verband hou wat uit 'n voortvloeiing van ekonomie gebeur nie. Hierdie is 'n voortvloeiing uit wat van politiek gebeur tussen mense, maar wat hom uitspeel op die ekonomiese veld en dit baie vinnig uitspeel op die ekonomiese veld. So, positief en negatief bly die volatiliteit met ons en ons gaan net baie mooi moet kyk en baie versigtig moet wees hoe ons onsself navigeer in hierdie oomblikke van onstabiliteit. Andre, jy noem nou, ons kan nie vooruitskattings maak nie en dit is definitief so, die volatiliteit is met ons en ons het al rukkie gepraat van volatiliteit ons bietjie nodig het om die ons skommel maar die rand is nou vasgevang hierso tussen between 'n rock en 'n hard place vir iets anders wat ek nie Afrikaans kan sê nie, maar dit is definitief net hoofopskrif gedrewe. Ons sien hoe die oorlog eskaleer, dan verswak Iran, dan sien ons dit gaan weer afkom en versterk Iran. Ek weet ons praat nie van vooruitskattings nie, maar waar kan ons min of meer die rand, as die oorlog môre op sal ophou, heeltemal, hulle praat en dan heeltemal môre op, sien ons die rand terug op 16 of bly ons net hier rondom die 16.50, 16.75 tipe vlakke? Okay. Ek wil my verstout om te sê dat as dit nou môre aangekondig moet word, dat die oorlog heeltemal tot 'n einde kom en daar 'n vrye vloei van olie is en 'n vrye vloei van alles en alles gaan weer net honkie-dorie. Kan ons 'n olieprys terugsien na 70, tussen 70 en $80 'n vat redelik vinnig en selfs bietjie laer 70, 65, 75. Op die rand dink ek nie 16 en onder nie. Ek dink ons kan dalk vir 'n rukkie dan vasdak in 'n 16.25, 16.65 vlak. Net om seker te maak dat alles normaliseer en beter gaan en dan weer stelselmatig na 'n volgende vlak afwaarts beweeg wat nader aan die 16 vlakke sal wees. Maar ek sê dit baie omsigtig, want dit is gekoppel aan 'n onmiddellike beëindiging van die oorlog. Ek dink nie dis heeltemal op die kaarte op die oomblik nie. Ek dink die spanning gaan nog vir 'n rukkie met ons wees en selfs al sê jy dit word beëindig, sal dit 'n rukkie vat om te sien of dit wel beëindig en of die aanvalle wel gestop het. Andre, ek sê vir jou dankie, dit is definitief so, volatiliteit gaan vir 'n rukkie met ons wees en ons gaan definitief die hoofopskrifte met dophou en kyk.
waar gaan dit heen van daar af? Gaan ons eskaleer, gaan ons deeskaleer, gaan ons verdere aanvalle hê? So, volatiliteit gaan ons breekie saam met ons wees en as julle enige ander vrae het wat ons dalk vir julle kan beantwoord en weer help, kan ons ook daarna kyk. Dat weet ons gerus. Definitief net om aan te voeg by Andrei, kommoditeitspryse het bietjie pak slaag gevat in die laaste week of 2 of 3 en dit help definitief nie ons terme van verhandeling op die stadium ook nie. So rand is definitief iets wat ons net moet dophou. Maar tot en met volgende week gesels ons weer. Geniet die week. Totsiens.